Goeiemiddag en baie welkom by nog 'n episode van Praag TV. As jy nog nie op die kanaal ingeteken is nie, maak gerus so en klik sommer op die klokkie sodat jy kennisgewings van toekomstige video's mag ontvang. Nou vandag se onderwerp is Netanyahu verander dalk in Ewie. Of sê nou Netanyahu word soos Ewie de Klerk. En die aanleiding hiertoe was 'n artikel wat in Netwerk 24 verskyn het uit die pen van ene Beer Adriaanse. Nou ek kyk nie televisie nie, dus het ek vir nie van sy bestaan geweet nie, maar blykbaar is hy word beskryf as 'n akteur, regisseur en draaiboekskrywer. Maar nou het hy hom uitgelaat oor die probleem in die Gaza-strook. En hy sê, Afrikaners is in 'n unieke posisie om ons stem duidelik te laat hoor oor die menseslagting in Gaza. Nou, ons beskik nie eers oor 'n munisipaliteit, wel, miskien as ons nou Orania byreken, wat deur Afrikaners regeer word nie, maar ons moet nou, jy weet, ons op die wêreld verhoog waag in die geselskap van die VSA, die Europese Unie, China, Rusland, Iran of wie ook al, om ons uit te laat oor wat in die Gaza-strook aan die gang is. En dan verder in sy artikel wat dit vir my voorkom asof hy bedoel daar Afrikaners beskik oor 'n geheime resep om vrede te bewerkstellig waar daar konflik is soos dit hier by ons plaasgevind het. Maar daardie resep, soos ons nou gesien het oor die afgelope 30 jaar, het toegenaamd nie eintlik vrede en rus in Suid-Afrika gebring nie. Dit het eerder die land in verdere geweld en wanorde gedompel, dermate dat ons vandag dit nie eers veilig op straat kan waag nie. En die hele land is natuurlik afgetakel, daar is korrupsie, misdaad wat botvier. Dit alles waarmee ons baie vertroud is. Trouwens, hy sê iewers in sy artikel ook dat geweld is 'n groot probleem in Suid-Afrika. Maar dit het my net 'n bietjie aan die dink gesit. Gestel nou Netanyahu moet soos Ewie raak. Jy weet, daar's 'n feetjie, 'n goeie vee wat 'n towerstaf waai en skielik verander Netanyahu in Ewie de Klerk. Hy hoef nie fisies te verander nie, hy sal nog steeds lyk soos Netanyahu, maar skielik begin hy soos Ewie de Klerk optree en hy hou 'n referendum en hy vra vir mense stem hier in dat daar onderhandelings met die Palestynë moet plaasvind en almal stem dan ja. En dan, na die referendum, dan neem hy 'n volgende besluit en hy sê, voortaan sal Israel deur Hamas regeer word. En Hamas plus nog, sê nou maar, 'n paar omliggende Arabiese state, hulle kan almal stem in 'n groot verkiesing waar hulle outomaties die meerderheid gaan wees. En dan kom Israel se verhaal wat sedert 1948 strek, net daar tot 'n einde. Wel, ons verhaal strek natuurlik vanaf 1652 en dit het tot sy einde gekom in 1994 en ons is nou magteloos en uitgeskryf uit die geskiedenis. Ons het nie meer 'n rol in Suid-Afrika om te speel nie, behalwe om vlugtelinge na die VSA te word of om Australië toe te immigreer of andersins om nou maar net 'n tweede rangse burgerskap in die land te aanvaar en dat daar permanent teen ons gediskrimineer gaan word op alle gebiede. Maar aanvaar nou dat Netanyahu so 'n besluit geneem het soos Ewie de Klerk. Nou die volgende ding wat gaan gebeur in Israel is daar's 3 tans, ek was so 'n klomp jare gelede in Israel gewees en my nogal opgeval, daar's 3 amptelike tale in Israel. Daar's Hebreeus, Arabies en Engels. En al die padtekens en wat ook al is in 3 tale. Dis nie net in Engels is hier by ons nie. Afrikaans is afgeskaf.
in 1994 as 'n amptelike taal, alhoewel dit nou nominaal in die grondwet oorgebly het as amptelike taal, maar u weet en ek weet, dit is glad nie die geval nie. Wel, eerste wat dan gebeur in Israel sou wees dat Hebreëus word afgeskaf as amptelike taal, en al die Hebreëse skole, universiteite word net daar vir Arabies. Voortaan sal Arabies die voertaal wees van al die opvoedkundige instellings in Israel, net soos hier by ons gebeur het. En dan sal daar ook Palestynse ekonomiese bemagtiging plaasvind, en daar sal diskriminerende wette ingestel word, 142 raswette soos hier by ons, wat alle Jode verhoed om poste in die banke en groot maatskappye en in die staatsdiens te verkry, en slegs Palestyne sal toegelaat word om aanstellings in sodanige instellings te verkry. Dan die verdere ding wat sal gebeur is dat elke Joodse of Israeli maatskappy moet dan 30% van sy aandeelhouding en dan nader aan 50% oordra aan Palestyne of ook van die omliggende Arabiese lande, wat almal nou, daar sal die grense sal oopgestel word, net soos hier by ons, en enige een vanuit die hele Midde-Ooste sal kan oor die grens oorsteek Israel toe. En niet soos by ons die geval is, waar die grense afgeskaf is. En verder sal ja, die staat sal natuurlik geplunder word, en die weermag, Sahel soos hulle dit noem in Israel, die weermag sal oorgedra word aan Hamas, net soos die weermag in Suid-Afrika oorgedra is aan Umkhonto we Sizwe. En die leiers van Hamas, hulle militêre leiers sal voortaan die Israelse weermag met al sy vliegtuie en ander toerusting beheer, net soos hier by ons plaasgevind het. Nou, ek dink dit is 'n fantastiese plan nie. Ek is, jy weet, hierdie meneer Beer Adriaanse, ek is amper lus en, jy weet, samel vir hom geld in, dat hy 'n vliegtuigkaartjie koop Israel toe met El Al. Hy moet net sy skoene is 'n bietjie laat deur die regte mense ekstraal daar by die lughawe, want dit het my oorgekom dat ek nie deur die skoene ekstraal masjien gestap het nie, wat die Israelies by die lughawe het hier in Johannesburg het hulle eie ekstraal masjien. As jy nie daardeur is nie, dan haal hulle jou sommer net daar van die vliegtuig af, en dit het met my gebeur. Dit was die Saterdag aand laat en ek moes toe weer terug deur paspoortbeheer en douane en alles gaan, en huis toe gaan, en ek kon eers die volgende Dinsdagoggend weer Tel Aviv toe vlieg. So hulle is baie streng op sulke dinge daar so in Israel. Maar ja, stel jy nie, ek dink hy behoort Israel toe te gaan en meneer Netanyahu te gaan sien en in hierdie voorstel aan hom te maak. Jy weet, gee net oor. Laat Hamas Israel regeer, net soos ons deur die ANC regeer word. Jy weet, om aan jou vyand oor te gee is 'n waarborg vir vrede. Wel, 'n mens kan seker so sê, want die vyand kry dan 100% van wat hy wil hê, en hy sal jou agterna onderdruk en miskien doodmaak, en miskien, en Hamas kan dan ook sing in Israel, kill a Jew, kill a Yahudi, of wat ook al, wat noem hulle Jode in Arabies, ek weet nie eers nie, maar ja, hulle kan sulke liedere sing, kill a Jew, en dan sal die howe in Israel, wat nou getransformeer is, en jy weet, deur Hamas-lede of Palestyne beset word, die regters sal almal Palestyne wees, wat almal Arabies praat nie, jy sal nie meer Hebreëus in 'n hof in Israel kan praat nie, net soos jy nie in Suid-Afrika Afrikaans in die hof mag praat nie. En dan sal die hoogste hof in Israel bepaal, dat jy mag kill a Jew sing in Israel, en dit is vryheid van spraak. Maar as jy 'n beledigende term gebruik vir 'n Palestyn of 'n Arabier, dan gaan jy tronk toe, net soos hier by ons. So dit is, ja, ek is seker, as jy nou hierdie plan bekend maak daar in Israel, gaan die mense oorstelp wees van vreugde. Jy weet, hulle sal dink,
Dis 'n fantastiese idee en jy weet, hulle sal seker 100% te vind daarvoor wees. Dink nie daaraan. Dan is die probleem op 'n einde, die Jode is nou, die Israelies is nou ondergeskik in Israel aan Palestynë en omliggende Arabiere wat vrylik oor die grense sal stroom. En die probleem is opgelos. Ek dink dit is so min of meer wat hierdie meneer Beer Adriaanse hierso vir ons wil sê. Hy sê, jy weet, ons het 'n spesiale talent vir sulke tipe oorgawes of iets. Jy weet, ek het, ja, hy sê nie alle Afrikaners, ja, en dan moet, jy weet, en dan kan die Jode ook baie skuldig voel oor al die geweld wat hulle nou teen die Palestynë gepleeg het, net soos Afrikaners skuldig voel oor apartheid. Jy weet, hulle kan nog baie lank daaroor skuldig voel, en dit sal die hele probleem vir almal oplos. En hy sê ook onder andere, dit is vir my ook nogal 'n snaakse gedeelte, hy sê hier iewers ook aan die begin dat die anti-apartheidsbeweging destyds het doelbewus nie die gruwels van apartheid as 'n volksmoord beskryf nie. Nee, as ek nou so daaraan dink, wel, ek het al mense gehoor wat dit sê hoor. Ek dink wat sê apartheid was volksmoord, maar natuurlik sê hulle dit was 'n misdaad teen die mensdom. Nou wat die verskil tussen volksmoord en misdaad teen die mensdom, dis vir my bietjie hare kloof. Jy weet, wat is nou die ergste, 'n misdaad teen die mensdom of 'n volksmoord? Dit lyk maar vir my dieselfde tipe ding. Dus ek dink nie daardie punt van hom is eintlik geldig nie. Maar ja, miskien wil hy sê hierso, net soos die Israelies in die Midde-Ooste was en is ons 'n minderheid, wat ook al in 'n doodloopstraat was met ons vingers op die knoppe van kernwapens. Ons was al aan albei kante van vernietiging en vergifnis en weet vrede is die enigste toekoms wat die moeite werd gaan wees. Nou ja, ek weet nie of wat u daarvan dink nie, maar ek dink regtig hy moet hierdie verhaal van hom daarso in Israel gaan vertel. Maar as 'n mens so daarna kyk, dan besef jy ook eintlik wat in Suid-Afrika gebeur het, hoe grotesk hierdie hele stelsel eintlik is, waar die een kant het 100% van die mag en sy vyand is nou permanent in 'n ondergeskikte posisie en moet vir die volgende paar 100 jaar of totdat ons almal nou uit die land verdryf is by wyse van geweld of diskriminasie of ekonomiese dwangmaatreëls. Ja, moet ons nou maar verlief daarmee neem. Ja, dit was nou net my bietjie kommentaar op hierdie artikel wat my opgeval het in Netwerk 24. As jy tot hier geluister het, dankie vir die aandag en moenie vergeet om op die kanaal in te teken nie, en dan volgende keer maak ons weer so. Totsiens.